Hoekom het hy nie gewaad van 'n mens gekom 2000 jaar terug nie? Hoekom het hy 'n menslike liggaam aangeneem? En dis wat baie mense ook sê, God kan nie 'n mens wees nie, want hy is God. Of anders gestel, 'n mens kan nie God wees nie. En as Yeshua mens was, hoe kan hy God wees? Nou die rede waarom hy die liggaam van 'n mens aangeneem, verduidelik vir ons waarom hy mens geword het. Dit beteken, hoekom het hy mens geword? Want daar is iets wat hy moes doen. En hy kon dit slegs doen as hy 'n mens was. En dis die kruks van die saak. Hy kon dit nie doen as 'n engel nie. Hy moes 'n mens wees. Die Almagtige moes 'n mens word. Hy moes in 'n mens se liggaam wandel en hy moes 'n mens binne in hy liggaam gewees het. Met die tekortkominge van 'n mens, om dit te kon doen waarvoor hy gestuur was. Waarvoor is hy gestuur? Om die volmaakte offer te word vir die mens. Wie het hom gestuur? Hy self. Maar hy word nog 'n persoon. En daar sê my brein weer, onmoontlik. En daai nog 'n persoon is die seun van God. Hy moes seun van God word, want ons is seuns van God. Hy moes mens word, want ons is mens. Hoekom? Die geregtigheid bepaal dit. Slegs 'n mens kan betaal vir die sondes van 'n ander mens. En dis hoekom. En dit is die weg na saligheid. Dis 'n onmoontlike pad wat vir hom moontlik is. Hy kon dit doen. Nou Hebreërs 10 vers 5 sê, daarom sê Jahwe, as Yeshua in die wêreld inkom. Nou kan ek dit ook lees. Daarom sê Jahwe, as Jahwe in die wêreld inkom, en dis dieselfde God. Dis Hebreërs 10 vers 5. Nou daar's net een God, maar hy manifesteer op hierdie stadium in twee gewade. As die een wat stuur en die een wat gestuur word. Nou weer eens, stuur jy nie in jou verstand wat sê ek verstaan dit nie. Die Gees van God is in jou en hy openbaar dit vir jou in jou hart. Daarom sê die stuurder, as hy die gestuurde na die wêreld stuur. Slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. So die gestuurde sê, u wou nie slagoffer en spysoffer hê nie, maar u het vir my, wat gestuur is, 'n liggaam berei. U het vir my vlees en bloed gegee. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, ek wat die gestuurde is. Kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. En God noem homself God. God verwys na God as iemand anders, maar as hy self. Daar is net een God. Maar hier is 'n taak wat verrig moet word. En wat is die taak? Die aarde is vol van sy eie mense. En hulle is almal skuldig, omdat hulle sonde gedoen het. En hulle loon is die dood. En hy wil hulle siele red. En die enigste manier om dit te kan doen, is om in hulle plek te betaal vir hulle oortreding. Maar hy kan dit net doen as 'n mens. En daarom word hy mens. Hoe eenvoudig is dit? Glad nie. Geweldig moeilik. Daar's net een persoon wat dit kon doen. Dis die Almagtige. Hy moes 'n mens word. Nie iemand anders het dit 'n mens geword. En 'n mens wandel op die aarde. Hy moes in alle opsigte aan hulle gelyk wees, om regverdige alternatief vir hulle sonde te kon wees. En wie maak hierdie reëls? God se geregtigheid. Hy sê ek is geregtigheid en ek wyk nie van dit af nie. Deur miljoene eeue is hy geregtigheid. Hy het nie nou geregtigheid geword nie. God is nie 6000 jaar oud nie. Hy's van ewigheid tot ewigheid en hy's nog altyd geregtigheid. En geregtigheid sê, die mens het gesondig en die mens moet sterf. Maar 'n ander mens kan hulle sonde op hom neem, mits hy nie sonde het nie. Maar waar gaan hy 'n ander mens kry? Daar's nie een nie, want soos hulle gebore word, sondig hulle. En niemand kon hulle sonde dra nie. Moses kon dit nie doen nie. Abraham kon dit nie doen nie. Dawid kon dit nie doen nie. Josef kon dit nie doen nie. Niemand nie. En God kom self as 'n mens. Hy word 'n mens, maar hy moet volkome mens wees. Hy moet aan hulle gelyk wees. Geregtigheid bepaal dit en hy is geregtig.
Hy moes soos hulle 'n vleeslike liggaam hê wat van nature geneig is tot die sonde. Dink ons dit ooit? Sy liggaam was ook van nature geneig tot die sonde, sodat dit regverdig sal wees, dat hy in hulle plek kan sterf. As hy nie van nature geneig is tot die sonde nie, hoe kan hy vir my sonde sterf? Die Satan het hom probeer verlei en mislei om sonde te doen, want dit was moontlik. Hy het in Getsemane ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde, teen dit wat verkeerd is, want hy kon sonde doen. In die liggaam van 'n engel van God sou hy nie kon sterf. Hy sou nie sonde gedoen het nie en hy sou nie kon sterf nie, want 'n engel se liggaam is nie van nature geneig tot die sonde nie en 'n engel se liggaam kan nie sterf nie. Jy kan nie 'n engel doodmaak nie. As 'n engel in jou verskyn en jy skiet hom jou halfgeweer, hy gaan nie weet nie. So as Yeshua gekom het in die liggaam van 'n engel en het hom aan die kruis opgehang, wat sou gebeur het? Niks nie. Hulle is hom gegeesel het en wat sou gebeur het? Niks nie. En daarom moes hy die liggaam van 'n mens gehad het, sodat hy kan sterf, sodat hy kan sonde doen. Hy moes in alle opsigte aan die mens gelyk gewees het. Maar hy's God. En die persoon wat hier geloop het op die aarde is God. Maar hy's hier as mens. Nou sê Hebreërs 2 vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat betrekking het wat tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Om die sonde van die volk te versoen, moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word. Hy was nie. Hy is die engel van Jahwe. Hy is Jahwe. Is hy gelyk aan die mens? Nee, hy is nie. Hy moes aan die mens gelyk word.